Goeiemôre, dit is vanoggend Sondag die 14de Junie. My preek vanoggend en my preek volgende Sondag gaan oor die boek Filippense. Filippense staan uit as die mees positiewe brief van Paulus. Maar wat dit merkwaardig maak, is dat Paulus die brief geskryf het terwyl hy in die tronk was. Hoe was dit moontlik vir Paulus om bly te wees ten spyte van sy slegte omstandighede? Vanoggend is my tema nederigheid en volgende Sondag gaan ek praat oor opbouende denke. Kom ons bid saam. Here, ons dank U vir die brief van Paulus. Ons dank U vir sy bemoedigende woorde. Maak asseblief ons harte vanoggend oop vir U Heilige Gees. Gee dat ons U woord ter harte sal neem. En dat ons ook soos Paulus bly kan wees. Amen. Ek lees vir ons uit Filippense hoofstuk 4 vanaf vers 4 tot 9. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen, en die God van vrede sal met julle wees. Nou wat weet ons van die stad Filippi? Filippi was 'n stad in die noorde van Griekeland en die Filippense was die eerste Christelike gemeente in Europa. Dit was 'n landelike gebied met vrugbare plase. Daar was ook goud en silwermyne in die omgewing. Filippi was op 'n belangrike handelsroete tussen Asië en Europa en ook op 'n seeroete na Afrika. Die stad is vernoem na Philip II, die pa van Alexander die Grote. Alexander die Grote het koning Darius van Persië verslaan en dit was die begin van die Griekse ryk so 350 jaar voor Christus. Die Griekse kultuur en taal het oor die hele Middelterreense streek versprei. Teen 250 jaar voor Christus was die eerste 5 boeke van die Hebreëse Ou Testament in Grieks vertaal in Alexandrië. Die stad was in Noord-Afrika en was vernoem na Alexander die Grote. Teen 100 jaar voor Christus was die hele Ou Testament reeds in Grieks vertaal. Op daardie stadium het daar al Jode gewoon in al die stede in die streek, in Antiochië, in Tarsus, in Kolosse, Galasië, Efese, Filippi, Thessalonika, Korinthe en selfs tot in Rome. Hierdie Jode het in Jesus en Paulus se tyd meestal Grieks gepraat en het aspekte van die Griekse kultuur aangeneem. Filippi was in die tyd van Paulus bewoon deur afgetrede Romeinse soldate. 'n belangrike veldslag in die Romeinse ryk het hier plaasgevind, 'n paar dekades voor Jesus se geboorte. Die area was 'n Romeinse kolonie in die tyd van Paulus. Die soldate was vrygestel van die betaling van belasting, so in hierdie opsig was baie van die inwoners in Filippi welgesteld. Nou baie van ons ken die Shakespeare toneelspel van die Romeinse leier Julius Caesar. Op daardie stadium was Rome 'n republiek met 'n senaat wat besluite geneem het.
Cassius, een van die senators, was bang dat Julius Caesar 'n diktator sou word, en hy het vir Brutus, nog 'n senator en vertroueling van Caesar, oortuig om Caesar te vermoor. Caesar was vermoor deur Brutus en Cassius, 44 jaar voor Christus gebore is. Caesar kon nie glo dat Brutus, sy vriend, ook teen hom gedraai het nie. En in die bekende toneelstuk van Shakespeare sê Caesar, "Et tu Brut," voor hy sy laaste asem uitblaas. Dit beteken, jy ook, Brutus. Met Caesar se begrafnis het Brutus eerste gepraat. Maar daarna het hy vir Mark Antony 'n kans gegee om iets te sê. Mark Antony het egter die skare teen Brutus en Cassius gedraai, en Brutus en Cassius moes vlug. Die veldslag tussen die magte van Brutus en Cassius en die magte van Mark Antony en Octavian het in Philippi plaasgevind. Antony en Octavian het gewen, en dit was ook die einde van die Romeinse Republiek en die begin van die Romeinse Ryk, of genoem Empire in Engels. Octavian het later teen Mark Antony gedraai en was die eerste Romeinse emperor, of ook genoem keizer Augustus. Julius Caesar was dus vermoor, en Brutus, Cassius en Antony het elkeen selfmoord gepleeg nadat hulle mag verloor het. Vir die Romeinse leiers was mag en status alles, en sonder mag en status was daar vir hulle geen meer rede om te lewe nie. Die gemeente van Philippi was een van die eerste Christelike gemeentes in Europa. Ons lees in Handelinge dat die evangelie eerste in Philippi aangeneem is deur 'n vrou met die naam Lydia. Lydia was 'n handelaar in perswolmateriaal, en sy was oorspronklik van Thyatira, in wat vandag Turkye is. En Lydia, 'n vrou, was die hoof van 'n groot huishouding. Sy was dus welgesteld. Alhoewel Philippi in Griekeland was Grieks in daardie tyd 'n wêreldtaal wat oor die hele Mediterrane streek gepraat was, selfs in Noord-Afrika. Lydia sou dus Grieks gepraat het, al was sy in Asië gebore. Dit was ook in 'n tyd waar daar vrede geheers het oor die hele Romeinse Ryk. So mense en handelaars kon relatief veilig reis oor lang afstande. Paulus was 'n tentmaker en het gereeld gereis as deel van sy ambag. Lydia was 'n handelaar en het haarself gevestig ver van haar geboortedorp in Philippi. Soos reeds genoem was die Hebreëse Bybel op hierdie stadium reeds in Grieks vertaal. En baie Jode het versprei oor die Romeinse Ryk en het die Griekse kultuur en taal aangeneem. Terselfdertyd was daar Griekssprekendes soos Lydia wat aangetrokke was tot die Joodse geloof en die Griekse Bybel. Ons lees uit Handelinge hoofstuk 16 van 14 tot 15. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met perswolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is, dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis. En sy het ons ooreed om dit te doen. Persmateriaal was baie duur in daardie tyd, aangesien perskleursel baie skaars was. Vandag is pers net nog 'n kleur, maar in daardie tyd was dit baie duur. Die kleursel is gemaak van 'n skaars skulpvis, die Murex slak. Duisende van hierdie skulpvisse of slakke was nodig om slegs 'n klein hoeveelheid kleursel te maak. Die geboortedorp van Lydia was Thyatira in Asië, 'n dorp bekend vir handel in perskleursel en perswolmateriaal.
Die Romeinse leiers, en selfs die keiser, het gehou van persklere. En pers word vandag nog gesien as 'n koninklike kleur. Lydia moes 'n groot huis gehad het, want Paulus en sy gevolg het gereeld daar aangebly op besoeke. En die gemeente van Filippi het gereeld in die huis van Lydia bymekaar gekom. Filippense staan uit as die brief van Paulus waar hy op sy gelukkigste is. Hy is bly, hy is dankbaar en hy is positief. Wat die boek egter merkwaardig maak, is die feit dat Paulus die brief geskryf het terwyl hy in die tronk was. Paulus was nie altyd gelukkig nie. In Korintiërs was Paulus gefrustreerd, in Galasiërs was Paulus meestal kwaad, in Filippense is Paulus egter bly ten spyte van sy slegte omstandighede. Ons is nie seker of hy in die tronk was in Rome, in Efese of in Caesarea op hierdie stadium nie. Paulus was meer as een keer in die gevangenis, insluitende in Filippi self. Nie al die kere word beskryf in die boek Handelinge nie, maar Paulus verwys daarna dat hy meerdere kere in die tronk was. Die konflik tussen die nuwe Christene en die Jode, spesifiek die Fariseërs, het tot opstande gelei, en Paulus as 'n leier van die Christene is daarvan beskuldig dat hy die opstande aangevuur het. Die Jode het Paulus daarvan beskuldig dat hy Grieke binne in die tempel in Jerusalem ingeneem het, teen die reëls van die Joodse godsdiens. Paulus se verweer was dat dit 'n interne Joodse geskil was, en iets wat nie enige van die Romeinse wette oortree het nie. Paulus is ook daarvan beskuldig dat hy en sy volgelinge nie die keiser vereer nie, maar eerder 'n gekruisigde slaaf met die naam van Jesus. Die keiser is aangespreek as Here en mense het offers gebring vir die keiser. Nou in die Hebreëse Bybel was God genoem Yahweh. In die Griekse Bybel was die woord Kyrios gebruik. In Afrikaans is dit Here of in Engels is dit Lord. Byvoorbeeld in Psalm 23 lees ons, die Here is my herder. In die Griekse wêreld was dieselfde woord gebruik vir die keiser. Byvoorbeeld, die keiser is aangespreek as my Here of in Engels my Lord. So byvoorbeeld sou die Romeine sê, die keiser is die Here, die keiser bring vrede, die keiser is die redder. In kontras het die Christene gesê, Jesus is die Here, Jesus bring vrede, Jesus is die redder. Paulus self verwys na sy gevangenskap as gevangenskap ter wille van Jesus. Die brief van Paulus aan die Filippense begin as volg, en ek lees van hoofstuk 1 vers 1. Van Paulus en Timotheus, dienaars van Christus Jesus, aan almal in Filippi wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Paulus se medereisiger was Timotheus. Die brief aan die Filippense was geskryf deur beide Paulus en Timotheus. Nou dit is moontlik dat slegs Paulus in die tronk was en Timotheus hom slegs besoek het toe die brief geskryf was. Bid met blydskap en dankbaarheid. In vers 3 lees ons, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer. En dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Die brief begin met Paulus wat sy dankbaarheid en vreugde betuig oor die gemeente van Filippi. Later in die brief in hoofstuk 4 lees ons van hoe die gemeente in Filippi vir Paulus gereeld finansiëel ondersteun het.
Paulus is bly selfs al is hy in die tronk. Ons lees in vers 7. Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Paulus self is in die tronk, maar as hy dink aan die Filippense, is hy dankbaar en gelukkig. Paulus is oop oor sy emosies. Hy verlang na die gemeente. Soms is ons ook ver van geliefdes. Dit is baie belangrik dat ons dan gereeld sê dat ons verlang na mekaar. Selfs al is ons vervreemd van vriende of familie. Die begin van die herstel van so 'n verhouding is 'n uitdrukking dat jy die ander persoon wil sien. Nou die Stoïks in Griekeland het emosies as 'n swakheid gesien. Hulle het geglo emosies moet onderdruk word. Paulus onderskei egter tussen goeie emosies soos blydskap, dankbaarheid, verlange en negatiewe emosies soos angstigheid en vrees. Paulus rig sy gedagtes op dit wat goed is. Paulus kweek goeie emosies. Liefde, insig en onderskeidingsvermoë. In vers 9 lees ons: Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Paulus bid dat die gemeente sal groei in kennis, in insig en in onderskeidingsvermoë. Paulus fokus nie op spesifieke wette nie, al is hy self 'n fariseer. Sy fokus is op sy denke en die denke van die gemeente. Paulus besef dat sy gevangenskap die evangelie bevorder. In vers 12 lees ons: Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek 'n gevangene is. Deur my boeye is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk. En hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. Volgens Paulus is hy in die gevangenis ter wille van Christus. Die feit dat Paulus aanhou om die evangelie te verkondig, selfs terwyl hy in die tronk is, het tot gevolg gehad dat selfs die tronkwagte meer wou weet van die evangelie. Dit het ook tot gevolg gehad dat ander Christene se vertroue in die Here toegeneem het. Paulus is nie bang vir die dood nie. Ons lees in vers 21, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Paulus was al telke male in die tronk, maar hierdie keer besef hy dat hy moontlik gaan sterf in die tronk. Paulus is egter nie bang nie. As hy sterf, sal hy met Christus wees. As hy bly lewe, kan hy sy werk vir Christus voortsit. Wees nederig. In hoofstuk 2 vers 2 lees ons:
Maak dan nou my blydskap volkome deur eengesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Paulus vermaan die Filippense om nederig te wees. Paulus dink eerste aan die welstand van die gemeente. Omdat dit goed gaan met die gemeente, is hy bly, al gaan dit nie goed met hom nie. Nederigheid is die rede hoekom Paulus gelukkig kan wees, ten spyte van sy omstandighede. Jesus as voorbeeld van nederigheid. In Filippense 2 vanaf vers 5 lees ons: Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarin hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Paulus se nederigheid kom van Christus se voorbeeld. Christus self was God, maar hy het homself verneder en 'n mens geword en in diens gestaan van mense, selfs toe dit tot sy kruisiging gelei het. Elke knie sal buig, elke tong erken. In Filippense 2 vers 9 lees ons: Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Elke knie sal buig, elke tong erken, is woorde wat eers deur Jesaja gebruik was en gereeld in Christelike liedere gebruik word vandag nog. Dit is heel moontlik dat hierdie gedeelte voorgedra was as 'n gedig of selfs gesing was voordat Paulus dit ingesluit het in sy brief aan die Filippense. Dink daaraan, nog voordat die evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes geskryf was, het Christene alreeds gesing: elke knie sal buig, elke tong erken, Jesus Christus is die Here. Ek is bly, julle moet ook bly wees. In Filippense 2 vers 14 lees ons: Doen alles sonder kla of teenpraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet gesoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly. Ja, is ek saam met julle bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees. Ja, saam met my bly wees. Die feit dat Paulus gelukkig is, al is hy in die tronk, was bemoedigend vir die gemeente. Nou, nederigheid gaan oor meer as om net ander eerste te plaas. As ons kyk na selfvertroue, 'n persoon kan beide nederig wees en selfvertroue hê, maar hierdie selfvertroue is gebaseer op 'n vertroue in Jesus Christus. 'n Nederige persoon kan goed doen
maar sal dan erkenning gee vir die help van ander. 'n Persoon wat nie nederig is nie, sal altyd die lof vir homself of haarself vat. 'n Persoon wat nederig is eerlik oor beide hulle sterk en swakpunte. 'n Nederige persoon het 'n realistiese selfbeeld. So, nederigheid is nie om sleg van jouself te dink nie, maar eerder om 'n realistiese beeld te hê van jouself. 'n Nederige persoon is bereid om te erken dat hy of sy 'n fout gemaak het. 'n Nederige persoon besef dat hy of sy nie alles weet nie en altyd meer kan leer. 'n Nederige persoon dink minder oor sy eie probleme. Hy dink nie minder van hom of haarself nie. 'n Nederige persoon dink aan ander en plaas hom of haarself in die skoene van die ander. Wanneer dit kom by jou eie bekommernisse, moet ons dit na God neem en vir God vertrou. Ons moet egter dink aan ander en bid vir ander. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen. Nou volgende week Sondag gaan ek verder praat oor Filippense en ek gaan fokus op positiewe denke. Dankie, totsiens.